Goeiemôre Weekend familie en vriende. Julle almal is so welkom hier vandag. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Ek is seker julle almal ken die vers uit julle harte uit, maar die vers sal altyd naby my hart wees wanneer ek onveilig of bang voel. Kom ons prys die Here deur sang. Here my toevlug, U is God van my hart. Niks maak meer saak nie, slegs hier U wil. Neem nou my gedagtes vanoggend tot aand. Selfs as ek slaap, U nabyheid my lig. Wees U my wysheid, die waarheid, die woord. Versoen met U Godheid vir ewig gebind. U is my Vader en ek is U kind. U Gees nou in woning en eenheid herstel. Wees U my beskermer, my swaard vir die stryd. Wees U die Godspeel in wie ek verbly. U my sielsvesting, my veilige skuiling. Lig my na waar U is, o krag van my krag. Rykdom het geen belang nie en geen mense leer nog. U is my erfenis vir nou en altyd. Aan U en U alleen my hart oorgegee. Jesus my koning, my staat is in U. Hoogste in die hemel, oorwinning behaal. Hemelse vreugde wat vanuit U straal. Hart van my eie, wat ook al gebeur. Wees steeds my toevlug, o
Goeiedag vriende. Nou, miskien het jy al agtergekom en weet jy persoonlik self, wanneer 'n nuwe baba gebore word, dan is die dokters en die susters en die ouers is opgewonde daar, want die baba kom en ons hou die baba vas en waarvoor wag ons? Ons wag vir daai eerste skree, daai eerste huil. Nou, ons hou nie op met huil na ons geboorte nie. Ons hou aan met huil na ons geboorte, want hierdie wêreld waarin ons lewe is gebroken. En trane en hartseer is deel van wat dit beteken om mens te wees. En verlede week het ons begin praat oor hierdie gebedstaal as te ware, wat baie keer ons vergeet, maar wat 'n Bybelse gebedstaal is, en waar ons hoor dat omtrent 2/3 van die psalms bestaan uit hierdie klaagpsalms. En dat dit nie is om te kerm en ons praat nie van 'n ongelowige kla nie, ons praat van 'n gelowige kla. So wanneer ons die woord kla gebruik, in Engels word die woord complaint gebruik of lament, of die Engelse woord is lament, Psalms of lament. En baie keer word die woord lament en complaint in Engels saam met mekaar gebruik en interafhanklik gebruik, en wanneer ons Afrikaans sê klaagliedere, klaagpsalms, dan fokus ons op 'n gelowige kla. Met ander woorde, hoe leer God se woord ons? Wat leer die psalm spesifiek vir ons? Wat is die manier van hoe ons kla? 'n gelowige kla, nie 'n ongelowige kla wat 'n mor en 'n murmurering is nie. En so verlede week het ons gesê dat die Bybel leer vir ons, wanneer ons op hierdie reis gaan, deur 'n gebroke wêreld, is daar 'n gebed wat ons bid, en dan hierdie gebedstaal is hierdie gelowige kla, die gebedstaal, 'n klagebed, maar die van 'n gelowige. En wanneer ons gelowige kla het, is dit nie dieselfde as om te huil, en te kerm, en te mor, en te murmureer nie. Nee, maar om te kla is 'n vorm van gebed. Die klaagpsalms help ons hiermee. Dit is 'n uitdrukking van die pyn en die hartseer wat in my lewe aangaan en wat ek rondom my sien. Dit is nie net sommer net 'n uitbarsting van my emosie en van my pyn nie. Nee, maar kla help my om met God te praat oor my pyn. Maar hierdie klaagebed en klaagpsalms het 'n spesifieke doel. En wat is die doel? Vertroue. En daar is 'n Bybelse uitnodiging om deel te neem aan hierdie klaagebed. Dawid roep uit in Psalm 142. Psalm 142 herinner jou en my juist daarna dat daar is 'n uitnodiging om deel te neem as te ware in ons persoonlike lewe aan hierdie klaagebed. Ek roep na die Here om hulp, ek smeek die Here om genade, ek stort my klag voor hom uit. Ek vertel vir hom van my nood. En so 'n gelowige kla is, ons vertel die Here van ons nood, ons stort uit ons vrese, ons frustrasies, ons hartseer, maar ons doen dit met 'n ingesteldheid van 'n nederige hart, en ons is eerlik en opreg wanneer ons pyn in ons harte identifiseer, maar die doel daarvan, wanneer ons eerlik en opreg en nederig voor die Here kom met ons pyn en ons hartseer is, dit help vir my en jou om ons vertroue in God te hernie, en om met 'n vasberadenheid weer voor God te staan. So hierdie klaagpsalms, hierdie klaagebed is nie 'n aanhoudende desperaatheid nie, want daaraan kan ek aan die een kant voel, daar's geen hoop nie, en aan die ander kant, die ander uiterste is net, alles is reg, en niks maak regtig waar saak nie, en ek is in hierdie plek waar ek net lewe in denial. Ek ontken, ek leef in ontkenning. Maar
Maar klaagliedere, klaapsalm, 'n gebed van kla, roep eintlik vir jou en my om ons hoop weer in God te sit en in God se beloftes te sit. Ons kies om te vertrou. Dis die eindbestemming van ons klaagliedere, van ons klaaggebed. Die eindbestemming van ons kla is vertroue in God. En dit help ons om te groei weer in dieper intimiteit met God, soos wat ons deur die gebroke wêreld gaan en navigeer en op reis is. Sit ons vertroue in die Here, ons groei in intimiteit, wanneer ons kom met ons klaaggebede en gebed na hom toe. Dis 'n taal. Dis 'n taal wat God se mense bid, soos wat hulle lewe in 'n wêreld wat seer gemaak is en verwoes is en besmet is met sonde. Klaagliedere, klaaggebed is hoe ons praat met God oor ons pyn. Maar ons vertrou en ons hoop is in sy soewereine genade, sy soewereine sorg en omgee. En ons weet dat God is soewerein en hy regeer en hy is beheer en hy tree op in sy wysheid. Ons vertrou sy beloftes en sy woord. En ons vertrou en weet hy die mag, hy is almagtig en hy die krag en die mag om ons vry te maak, om ons los te koop van hierdie dinge wat ons vashou. Ons weet die graf is leeg en Jesus Christus lewe. Ons weet dit, dis die waarheid. Maar tog op hierdie tydelike aarde ervaar ek en jy nog steeds pyn en hartseer. In die skadu van die kruis en die leë graf as te ware, ervaar ons nog tydelike pyn en hartseer. En nou is hierdie taal van die Bybel, wanneer ons leef in hierdie tussentydse plek. Hier is 'n vlag van, die lewe is hard en moeilik, en hier is pyn en lyding en hartseer, en aan hierdie kant weet ons, God is soewerein, hy is goed, hy regeer, hy is in beheer, hy het sy wyse plan, en nou tussen hierdie twee vlagpale as te ware, leef ons met klaapsalms, gebede, roep die Bybel ons uit, dat ons kan ons harte uitstort teenoor die Here, soos wat ons wag vir Jesus Christus om terug te kom, om alles nuut te maak, om alles reg te maak, om elke verkeerde ding om te draai. Ons is hartseer, ons rou, maar ons rou nie soos mense sonder hoop nie. Ons sien uit na daai dag wanneer ons weet, die pyn gaan geëindig word. Ons leef in onder hierdie groot storielyn van die Bybel, skepping, en dan die sondeval, maar dan is daar verlossing, en ons weet uiteindelik daai verlossing lei tot totale vrymaak, herstel, redemption, en ons leef in daai tussentyd van die verlossing van Jesus Christus, absoluut finaal, en wanneer hy weer kom, en alles gaan restoreer, en alles gaan herstel, en dit wat hy hier behaal het aan die kruis en die leë graf, sal finaal ingebring word, en ons leef in daai tussentyd, en soos ons leef in daai tussentyd, het ons gebede van kla, het ons liedere van kla, kom ons uit na die Here toe, en roep ons uit, en sit ons nuwe hoop in hom, en ons weet, Openbaring 21 vers 4 sê, wanneer Jesus terugkom, dan gaan ons kla ophou. Hierdie kla gaan nie aan nie, maar dan gaan hierdie klagebede, klaaliedere van ons, hierdie gelowige kla, is net vir 'n tydperk, maar daar kom 'n dag wanneer dit tot einde gaan kom, wanneer Jesus elke traan gaan afdroog, wanneer die dood nie meer daar gaan wees nie, wanneer ons pyn en lyding en hartseer nie meer daar gaan wees nie, en die ou dinge verbygaan, en hy sê, kyk, nou maak ek alles nuut, in Openbaring 21 vers 4. Wanneer ons 'n gelowige kla lied uitsing teenoor God, dan help dit vir my en jou om te onthou dat God is daar. Ons kan maar ons pyn en lyding en vrese en hartseer en bekommernisse na hom toe dra. Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom ons neem sy juk op ons wat sag is, kom ons gee ons laste vir hom, hy kan dit dra, sy skouers is breed genoeg as te ware, hy verstaan, hy ken, hy het self deur pyn en lyding gegaan, hy is 'n God wat sien, hy sien ons raak in ons pyn en ons lyding en ons hartseer, hy is 'n God wat hoor, hy is 'n God wat luister na ons pyn en hartseer en lyding wat deur ons gaan, en daarom is 'n gelowige kla is belangrik, want dit help vir ons om ons oë op God gefokus te hou. Dis 'n uitroep na God, ons roep uit na hom toe, dat hy ons sal red in sy genade.
En dit is teenoor God, ons gaan na hom toe. En die kern van gelowige kla, vriende, is 'n handeling van geloof. Is 'n handeling van geloof. Want God is die enigste een wat iets kan doen aan ons pyn en lyding en hartseer. En as hy in sy soewereine wysheid dalk nie nou hierdie tydelike pyn en hartseer wegneem nie, weet ons dit sal eendag finaal weggeneem word, of hy sal vir ons die krag gee om die deur te gaan. En daarom is gelowige kla, gebede en liedere van kla, is 'n handeling van geloof. Ons weet God is in beheer van alles. Binne in ons swakheid roep ons uit na die God wat daar is, die God wat daar is en die God wat weet, en die God wat ons nie alleen sal laat nie. So kom ons draai na Psalm 13 toe, Psalm 13, en Dawid skryf uit Psalm 13, en hier in Psalm 13 sien ons, Dawid skop af, en hy begin met teleurstelling, en dis amper asof daar wanhoop in sy hart is, asof hy in 'n plek van depressie verval het, maar dan gaan hierdie Psalm en dit eindig op 'n hoogtepunt, dit eindig op 'n plek van vertroue en vreugde en van bemoediging in Jesus Christus. En hierdie is 'n klaaglied, aan die een kant is 'n klaaglied wat verander het in 'n loflied. Dis 'n klaaglied wat oorgegaan het in 'n loflied. En as jy deur die Psalm lees, dan kom jy agter, Dawid se situasie, daar's geen aanduiding dat sy situasie of omstandigheid verander het nie, maar Dawid se hart het verander. En baie keer lei ons harte, ons eie harte lei ons in 'n verkeerde rigting. Ons laat toe dat ons hart na die omstandigheid kyk, en dit lei ons in 'n verkeerde rigting en weg van God af. Maar Dawid kom en in sy klaaglied laat hy toe, laat hy sy hart lei deur die waarheid van God se woord, en sy klaaglied gaan oor in 'n loflied. En sy loflied en 'n klaaglied is ook daar om ons te help, hoe dit oorgaan in 'n loflied is om te fokus op Jesus, om ons harte, ons verstand, ons menswees te rig op die plek waar daar genesing en uiteindelike finale hoop is, en dit is Jesus Christus. In Psalm 13 kan ons miskien 4 elemente onderskei van gelowige kla. 4 elemente wat ons kan toepas op ons eie lewens. En die heel eerste een is ons draai. Ons draai na God toe. Ons draai na God toe. So baie keer kan pyn en hartseer en lyding ons in die versoeking lei om weg te draai van God af. Maar ons draai na God toe. En ons bring ons pyn en hartseer, en ons vra en ons kies, draai. Kom ons lees Psalm 13, en sien hier in die begin, hoe Dawid draai na God toe, hoe hy sy pyn bring, hoe hy vol vasberadenheid en vaste geloof en vertroue in God vra, en dan hoe hy kies om te vertrou. En ek lees uit die 83 vertaling vir jou. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê my vyand, hy het my oorwin, en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Ek wil vashou aan die troue liefde, oor die uitkoms wat u gegee het, oor die redding wat u bring, juig my hart. En so vriende, ons sien hier, die heel eerste ding wat Dawid doen is, hy draai na God toe. So in die midde van wanneer ons navigeer deur die pyn en lyding en hartseer van die lewe, is die eerste ding wat ons doen, in die midde daarvan, is ons draai na God toe. Ons gaan na God toe. Ons kan na baie ander plekke toe gaan, maar ons gaan na God toe. En ons sien Dawid vra hierso, hoe lank Here? Hoe lank nog Here? Hoe lank nog Here? Hoe lank nog Here? 4 keer. Dit lyk asof Dawid nie 'n kort oomblik deur pyn en lyding en hartseer gaan nie, maar dis 'n lang tyd.
En baie keer is dit vir my en jou maklik, wanneer ons weet, hier is 'n begin vir ons pyn, en ons weet, hier is 'n definitiewe einde, dan is dit maklik om deur dit te gaan, om dit te kan dra. Amper soos hierdie hele COVID-19, en daar verlede jaar in die begin van hierdie hard lockdown, het ons geweet, daar is 'n begintyd, en daar is 'n einde tyd, en ons kan hierdie 3 weke vas staan, en ons kan deurdruk, want daar is 'n einde. En dit was van die hard lockdown, en nou gaan ons aan, en ons weet nie wanneer dit tot 'n einde kom nie, en miskien is dit 'n ander situasie vir jou, en pyn en lyding, en dis weke en maande en jare, en selfs dekades wat jy deur moeilike situasies en omstandighede gaan, met dinge worstel en stoei, en bly pleit en vra, en kan jy soos Dawid sê, Here, hoe lank nog? Nie net hoekom nie, Here, maar Here, hoe lank nog? As ek net kan weet, wanneer dit tot 'n einde kan kom, Here, dan kan ek vasbyt, as ek weet, dis net nog 'n dag, of net nog 'n week, of miskien net nog 'n jaar, Here, sal ek kan vasbyt, maar dit lyk nie of hier uitkoms is nie, en hy vra hoe lank nog, en dan sê hy, Here, maar hoekom kyk U weg? Hoekom steek U aangesig weg as te ware vir my? En ons voel Dawid se gevoelens hier. Dawid deel sy gevoelens hier. En Dawid het sulke sterk gevoelens van, hoe lank nog, Here? Hoekom kyk U weg? Dit blyk dat Dawid hier kom deel met God, dat God het van hom vergeet. Dawid voel, God het van hom vergeet. God het my verlaat. En so kom Dawid se gevoelens, en Dawid se gevoelens skep 'n realiteit in sy lewe. Hy het gevoel asof God van hom vergeet het, en God hom verlaat het. En so het sy gevoelens die waarheid en realiteit vir hom geword. En hy begin leef volgens sy gevoelens, en nie volgens die feite nie. Die feite was dat God hom nie verlaat het nie, en God kom en hy herinner keer op keer vir my en jou, wanneer dit voel vir ons dat God ons verlaat het, en God se aangesig weggedraai het, kom sê die feite keer op keer dat God ons nie verlaat het nie, en in sy geskrewe woord kom God, en ons is so dankbaar vir sy geskrewe woord wat ons lei, en vir Heilige Gees wat kom oortuiging bring in ons hart, en bevestiging dat God ons nie verlaat het nie. In Jesaja 49 vers 14 kom praat die Here met Jesaja, en hy praat met die volk Israel, en so sê die Here, die Here sê toe vir hulle, julle sê, Sion sê, Israel sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. En dan antwoord die Here in Jesaja 49:15, kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nooit vergeet nie, sê die Here. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. En nou kan ek en jy terugkyk, en ons kan deur die lens van die evangelie lees, en ons kan sien en ons kan weet, omdat daar 'n leë kruis is, en 'n leë graf is, dat God het ons nie vergeet nie. As jy Jesus Christus volg, en bely en erken dat hy jou God en jou verlosser is, dan kom herinner hy vir jou, dat deur die merke van sy hande, en sy bloed wat gevloei het, dat ek en jy gegraveer is, in sy handpalms, en hy sal jou en my nie vergeet nie. En partykeer voel dit vir ons so. Maar ons kan ons nie deur ons gevoelens laat lei nie. Aan die een uiterstes, dan ons kan nie gevoelens ignoreer nie, maar wat gebeur is, ons ignoreer ons gevoelens. God het ons geskape met gevoelens. Dis gevoelens, maar ons sit ons gevoelens heeltemal eenkant. Nee, daar's geen gevoelens nie. Nee, dis nie die goddelike manier om dinge te hanteer nie. God het ons gevoelens gegee, dis deel daarvan om na God se beeld geskape te wees, wanneer ons uitdrukking gee om na God se beeld geskape te wees, wanneer ons kan voel, liefde, sorg, omgee, hartseer, pyn, woede. Maar aan die ander kant ook, kan ons baie maklik toelaat dat ons gevoelens ons regeer, dat ons gevoelens God raak, en dat ons lewe volgens ons gevoelens, en my en jou lewe word rondgelei op grond van wat ek voel, en nie op grond van wat die realiteite is nie. Ons moet toelaat dat ons nie deur ons gevoelens geraak word nie. Ons kan nie ons gevoelens vertrou nie. Hier is die ding, ons kan God se woord vertrou, sy geskrewe woord vertrou, maar ons kan nie ons gevoelens vertrou nie, want ons gevoelens is nie altyd reg nie.
Want ons gevoelens word ook beïnvloed deur hierdie sondige wêreld. En hier kom Dawid en hy word gelei deur sy gevoelens hier in die begin. En daarom kom hy in hierdie klaaglied en hierdie klaaggebed. En hy kom en hy stort met nederigheid en opregtheid en eerlikheid, identifiseer hy hierdie gevoelens en hy bring dit voor die Here en hy kom en hy besef ook dat, wow, maar hierdie gevoelens raak nou my realiteit, maar is dit regtig die realiteit? En geen wonder dat Dawid was so mismoedig gewees nie en hy sê, hoe lank moet ek nog my eie planne maak? Hoe lank moet ek my dae met kommer deurbring? Hoe lank moet ek my eie planne maak? Want Dawid het in sy eie hart ingekyk en hy het toegelaat om dat sy eie hart hom lei. En wanneer sy eie hart en sy gevoelens hom lei, hier sien hy, ek raak bekommerd, ek raak depressief, ek raak hartseer. Ek kan nie toelaat dat dit gebeur nie. Maar terwyl Dawid in sy pyn is en sy hartseer is, gaan hy na God toe. En hier's die punt, hier's die eerste punt. In die midde van daai pyn en hartseer, gaan na God toe. Gaan na God toe. Die tweede punt is, ons bring dan hierdie pyn. Ek gaan na God toe, ek bring hierdie pyn. Soos wat ek na God toe kom, bring ek hierdie pyn. Is ek eerlik met hom? Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog, Here? En so hierdie is nie net 'n murmureer en 'n mor, 'n sondige kla nie, 'n ongelowige kla nie, en ek sê net my woede en my teleurstelling nie, nee, maar nederig en eerlik kom ek na die Here toe met my pyn, my hartseer, my vrae. Ek bring dit vir hom. Die derde ding wat Dawid doen is, hy vra met vrymoedigheid, kom vra hy die Here se hulp wanneer hy in pyn en lyding is. Luister tog en antwoord my, Here my God, luister tog en antwoord my. Luister tog en antwoord my. Hy kom hierso en hy sê, wow, Here, wanneer ek in konstante hartseer is en pyn en lyding is en daar geen hoop is nie en ek in ontkenning is, dan bring klaagliedere, gelowige kla, bring my by 'n plek om tog weer te hoop en te vertrou in die Here. Here my God, wanneer hy daai woorde uiter, Here my God, dan herinner hy homself en hy erken en bely dat God is 'n verbondsgod, God is sy God, God is 'n God van liefde, van almal. God het hierdie verbond met hom getree en ek en jy kan sê, Here my God, ja, daar aan die kruis, deur die bloed van God die Seun, is hierdie verbond met ons geseël en besluit. U is 'n verbondsgod, Here, en U sal my nie verwerp nie, en U luister, Here, dankie daarvoor vir U beloftes, Here. Here, luister tog na my en antwoord my. Hy is desperaat. Hy is op 'n dubbel manier onderstreep hy dit. Luister tog, Here, en antwoord my. Here, hoor tog wat ek sê. Ek is desperaat, Here, dat U my sal hoor. En daar's 'n aanhoudende vraag en 'n aanhoudende uitroep. En miskien is dit ook die ding waarna ons moet oplet, vriende. Dit mag baie keer wees dat daar hierdie kragteloosheid in ons gebed is. Miskien as gevolg van 'n tekort aan aanhoudende vrae. Miskien as 'n tekort van desperaatheid. Baie keer kom ek agter dat my hart gee nie om vir die dinge waarvoor God se hart omgee nie. En daarom wil ek bid en sê, Here, breek my hart vir die dinge wat U hart breek. En baie keer is daar dalk nie 'n desperaatheid in ons gebed nie, want ek gee eintlik meer om oor die dinge waaroor ek omgee as oor die dinge waaroor God omgee. En dit mag dalk ons gebede kan of kragteloos maak. Maar hier's 'n desperaatheid. Wanneer Dawid kom uitroep en vra, hy gaan na God toe, hy stort sy hart uit en dan vra hy met volle vrymoedigheid. Hy vra boldly, maar daar's 'n desperaatheid in sy gebed. En dis nie hierdie desperate daar lê nie krag in die desperaatheid van die gebed wat nou God se rubberarm draai nie. Nee, maar wanneer daar 'n desperaatheid in ons hart is, dan weerspieël dit vir God en dit demonstreer vir God dat ons werklik waar op 'n passievolle manier omgee vir die dinge waarvoor hy omgee. En daarom het ons nodig dat Heilige Gees vir my en jou sal help. Here, help my dat daar 'n desperaatheid in my hart sal wees, omdat ek desperaat is en omgee vir die dinge waarvoor U omgee. En een van die dinge waaroor God werklik omgee in my en jou lewe, is dat ek en jy meer en meer soos Jesus sal lyk. En God werk alle dinge
sodat ek en jy meer soos hy sal lyk. Jesus herinner juis in Johannes 15. Hy sê juis in Johannes 15 dat ons in hom moet bly en hy in ons moet bly. En dan vra ons vir hom en bid ons tot hom. En dan sal hy vir ons gee en sal hy vir ons doen. Ek dink partykeer mis ons daai in hom bly en hy in ons. Baie keer is daar nie werklike desperaatheid om sy aangesig te soek nie, maar eerder sy hand te soek. En Dawid bid en hy vra en hy sê, Here, gee my tog lewenskrag. Die ou vertaling sê tog, verlig my oë, en die oë is tog dit wat vitaliteit aan die lewe gee, want die mens se oë is tog amper soos die venster in my siel in. En hy sê, Here, ja, gee my weer 'n bonatuurlike lewenskrag, dat ek kan hoop hê, te midde van my moeilike omstandighede, Here, vra vir lewenskrag, Here, dat U my oë sal verlig, Here, dat nie net krag sal wees nie, maar Here, dat ek ook sal kan sien, want Here, die moeilike omstandighede het gemaak dat daar waas oor my oë is, en ek nie regtig kan sien nie, en dat ek deur my emosies rondgelei word. Maar Here, kom verander my, help my. In Efesiërs kom bid Paulus juist die volgende. Paulus bid in Efesiërs 1 vers 17. Hy sê, ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Sê, Here, hier is my gebed, Here, dat ek U werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder. Here, dat U my geestesoë so sal verhelder. Here, dat U my oë sal verlig, dat U my lewenskrag sal gee, dat ek sien my hoop is in U. My geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Dat daar 'n lewenskrag in my sal wees, want Jesus se roeping het 'n hoop in my. Ek weet hoe hierdie storie gaan eindig. Watter hoop sy roeping inhou, en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En wanneer ons kom met gelowige kla voor die Here en ons bring dit na hom toe, dan vra ons ook, Here, kom verlig my oë, kom gee my nuwe lewenskrag, Here. Here, kom help my dat my hoop opnuut van binne af kom deur U Heilige Gees, dat ek op my hoop op U gefestig is, 'n lewende hoop, Here Jesus, dat ek sal weet wat 'n roeping U vir my inhou, Here Jesus, nie net op hierdie aarde nie, maar uiteindelik in die lewendige, kragtige erfenis, onverwelklike, onbesmette erfenis wat ons in U het, Here Jesus. So ek draai na God toe. Ek bring my kla na hom toe. Ek vra, en dan die vierde plek is ek kies om hom te vertrou. En dit is die eindbestemming van ons gelowige klaarliedere, is ons kies. Alle paaie lei hiernatoe. Hy sê dan, ek hou vas aan U troue liefde, of U genade, oor die uitkoms wat U gee. Ek kies. Dawid se situasie het nie verander nie, maar sy hart het verander, en ewe skielik sien ons, hier is ook emosies, hier is nou opnuut emosies binnekant in sy hart, nog steeds dieselfde emosies, maar hierdie emosies is, ek kies nou om te vertrou in U liefde, U troue liefde, U genade, U ontferming. My hart sal juig my hart, ek wil sing, juig my hart. Hy praat, ek is nog steeds in hierdie riem van emosies, maar nou in plaas van wat ek te neergedruk is, en wat ek desperaat is, en wat ek selfs depressief is, sê Here, ek laat nou my emosies nie my lei nie, maar ek lei my emosies na wie U is, om in U te vertrou, Here, en ek sal juig. Hy sê, hart juig. En waarin juig hy? In die uitkoms wat die Here gee, die verlossing wat die Here bring. Dit is waarin Dawid juig. En hier is vaste grond waarop ek en jy kan staan. Dis die vaste grond, in die uitkoms, die verlossing wat die Here bring. En as jy Jesus Christus volg as jou God en verlosser, dan kan jy juig. Dan kan jy juig oor die uitkoms wat hy gebring het. En die bevestiging daarvan is die leë kruis en die leë graf. Jy kan 1 Petrus 1 gaan lees 1 Petrus 1.
En in vers 6 sê Petrus juis, hierin juig ons, hierin is ons bly, hierin is ons opgewonde. Waarin Petrus? En dan die verse voor vers 6, kom praat hy juis van die verlossing, die redding, die uitkoms, wat ons het in Jesus Christus, deur sy persoon en sy afgehandelde werk aan die kruis. En dan sê hy, ja, juis hierin verheug ons onsself, en daarom, wanneer ons vir 'n kort rytjie, vir 'n kort rukkie en 'n kort tydjie deur moeilike omstandighede en dinge gaan ons harte juig, want ons harte juig in die verlossing van Jesus Christus. En Dawid sê, ek wil sing tot eer van die Here aan die einde van hierdie psalm. En Dawid het geweet dat om te juig in die Here, word juis uitgedruk in sang. Hoe wonderlik is dit nie, Here, om vir U te kan sing, om te kan sing oor U en vir U nie. Ja, op jou eie, maar ook veral wanneer ons saam by mekaar kom, daar is iets kragtigs wat gebeur, wanneer ons saam kan sing tot die Here. Het jy dalk nie al ervaar nie, miskien kom jy na 'n samekoms van die gelowiges en miskien is jy 'n bietjie teleurgesteld, miskien is daar swaar, moeilike dinge, maar die oomblik wanneer jy saam met ander begin sing, wanneer jy die musiek begin hoor, wanneer die woorde wat sing en verklaar oor wie Jesus is, wat hy gedoen het, wat hy nog steeds doen, wat hy gaan doen in alle ewigheid, wanneer ons liedere sing wat Christus gesentreerd is en dit oor jou was, dat dalk 'n vrede in jou hart kom, 'n vreugde in jou hart kom, partykeer sommer net trane van vreugde en van vrede wat oor jou kom. Ek wil sing tot die Here, en Dawid gee uiting, hy gee uiting aan hierdie vreugde. Hy het hierdie nuut gevonde, nog steeds emosies, maar hierdie emosies lei hy en het gee uiting deur te sing tot die Here. En so vriende, die klaagpsalms leer vir my en jou dat dit nooit verkeerd is om uit te roep tot God nie. Nooit verkeerd is om ons gelowige kla na God te bring nie. Dat hy hoor ons in ons pyn en ons lyding, hy is by ons. Hy is met ons. Hy is met ons. Hy is met ons. Hy is sterk genoeg om my en jou vrae te hanteer. Ons twyfel te hanteer, ons hartseer, ons pyn. Ja, selfs partykeer ons woede. Maar hy gaan dit vat en hy gaan dit omdraai. Hy gaan daai kla omdraai in lofprysing en eer tot sy naam. Hy het ons diep lief en die bewyse is daar vir ons. Hy is altyd daar, ons is nie alleen nie. En so hierdie 4 elemente van gelowige kla, hierdie 4 elemente, draai, bring, vra, kies. Draai na God toe, bring jou kla, vra God, dat hy jou die krag sal gee, vra hom vir die uitkoms, en kies om hom te vertrou, maak nie saak wat nie. Ek wil een laaste ding sê oor gelowige kla, oor 'n gelowige klaaglied of 'n klaaggebed. Hoor mooi, dit is nie ons finale gebed nie. 'n Klaaggebed is nie ons finale gebed nie. Dit is net 'n gebed in die tussentyd. In die tussentyd. In die tussentyd. Meeste van hierdie klaagpsalms eindig met 'n lofprysing, met 'n verklaring van ek wil sing tot eer van die Here omdat hy goed is. Ek hou vas aan sy troue liefde, daarom juig my hart. Hierdie klaagpsalms is nie 'n finale gebed vir ons nie, dis 'n tussentydse gebed. En dit eindig met hierdie belofte in ons eie hart om toe te laat dat die Heilige Gees in ons harte werk en ons sal kies om dit uit te stort tot lof en eer van God. Hierdie klaag vat ons tot lof en eer van God. En hoekom is hierdie klaaggebede en klaagpsalms nie die finale gebed nie, maar 'n tussentydse gebed? Hoekom? Omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. En dat ons weet, ons pyn en hartseer en lyding op hierdie aarde is nie hoe die storie eindig nie. Ons sing miskien nou hierdie klaaglied op 'n sekere noot. Maar wanneer Jesus Christus terugkom, dan gaan die noot van hierdie lied verander en dit gaan in 'n finale lofprysing verander.
finale lofprysing verander, want wanneer Christus terugkom, dan gaan ons finaal ervaar, dan gaan ons nie net weet nie, maar dan gaan ons ervaar dat die dood is ingesluk, dood se angel is uitgetrek, wanneer ons verheerlikte liggame opstaan in verheerlikte liggame, en daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is, en ons dan 'n nuwe, wil ek amper sê, 'n kragtige halleluja gaan uitroep, en gaan hom loof en prys. Intussentyd leef ons in hierdie tussentyd met ons gelowige klaaggebede en liedere, soos wat ons hoop in God, soos wat ons hoop in God, en soos wat ons hoop, het ons 'n lewende hoop in Jesus Christus. En ons roep uit, kom Here Jesus, kom. Ek wil vir ons bid, Here, sal U ons help, dat hierdie uitroep in ons harte, Here, wanneer ons weet, U woord nooi ons uit, U nooi ons uit om op 'n gelowige manier te kla, om as kinders van die Here ons pyn, ons hartseer, vrese, bekommernisse, al ons emosies, al ons moeilike omstandighede na U toe te bring, om na U toe te hardloop, om dit voor U te bring, en dankie dat ons kan vra, dankie dat ons met vrymoedigheid aan die genade troon kan kom, Vader, deur Jesus Christus, ons God en Verlosser, en ons kan vra, en ons kan in U naam kom vra, Here Jesus. Ja, Here, in U genade, ons beroep op U genade, as daar een ding is waarop ons onsself kan beroep en kan staan, is dit U ontferming, is dit U genade, Here, is dit U barmhartigheid, en ons roep uit, ja, Here, verander ons situasie en omstandigheid, en selfs wanneer U in U wysheid dit nie doen nie, dankie dat U ons die krag gee om hier deur te gaan, Here. Maar dankie Here dat ons emosies kan vat en ons eie harte kan lei tot 'n lofprysing en eer van U groote naam. Dankie daarvoor Here dat ons kan kies om U te vertrou, Here. Ongeag van wat rondom ons aangaan, want U is dieselfde Here Jesus gister, vandag en tot in alle ewigheid. Dankie dat ons kan bid en kan uitroep en kan weet, Here, U is met ons. En Here Jesus, U kom en U gaan alles nuut maak. Ons loof en prys U en in hierdie tussentyd gee ons die krag om te volhard tot eer van U naam. Amen. Amen. Vriende, mag jy 'n baie geseënde week ervaar. How long, oh Lord, will you forget me? How long, Lord, will you hide your face from me? How long must I wrestle with me? And every day of sorrow in my heart, sorrow in my heart. Oh, I will wait on you, I will wait on you. Wait on you. I will wait on you. I will wait on you. Wait on you. Look on me, Lord, answer me. Hear my heart
voice, even when I fall. I don't want to fall yet. No, no. Patiently, patiently. I will wait on you. I will wait on you. Wait on you. Yeah, yeah, yeah. I will wait on you. I will wait on you. Wait on you. For I will trust your unfading love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for He's been good to me. I will wait, I will wait, I will